ons sou so bid. Matteus 6 verse 9 tot 13 sê, Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die protestantse tradisie fokus nie op die Ons Vader as 'n verbatim gebed om opgesê te word nie, maar as modelgebed, die raamwerk waarvolgens ons moet bid. Ons bid egter nie volgens die raamwerk nie. As ons Jesus se gebed wel in gedagte sou hou, sou ons soos volg bid. Eerstens vir God se dinge en dan vir ons eie dinge. Materiële behoeftes moet slegs baie kortliks afgehandel word. Geestelike behoeftes moet heelwat meer van ons gebedstyd beslaan. Daar moet ook oor verhoudings met ander gebid word. Laastens 'n afsluiting met lof en prys en dan Amen. Lyk ons gebede so? Ongelukkig nie. Dis asof ons die Ons Vader bloot ignoreer, al het Jesus gesê, bid so. Kom ons kyk weer na ons gebede en bring dit in lyn met Jesus se opdrag. Kom ons bid saam. Vader, ek loof u naam. Alle mense moet u eer en prys. Ek bid vir u koninkryk en kerk, vir my gemeente en ons uitreike, versending die wêreld oor. Ek bid dat u wil sal geskied, u volmaakte hemelse wil, ook in my lewe. Wat my behoeftes betref, ek vertrou u daarvoor. Amen. Die Here seën jou.